Vandag kyk ons na iets wat jy elke liewe dag gebruik, maar waarskynlik nog nooit regtig gesien het nie. Ek praat van die alfabet. Ja, die alfabet. En ons gaan 'n kode ontsluit, een wat diep binne in daardie letters versteek lê. So ek wil jou vra, wat is 'n alfabet nou eintlik? Is dit maar net 'n lys letters, 'n klomp simbole wat ons oor tyd bymekaar gegooi het om te kan skryf, net 'n praktiese stuk gereedskap en dis dit? Of, wat as daardie lysletters eintlik 'n kaart is? 'n Kaart van kosmiese balans. Wat as ek jou vertel dat daar, weggesteek in een spesifieke alfabet, 'n diep, amper wiskundige orde is? 'n Perfekte, simmetriese stelsel wat iets sê oor die aard van die heelal self. Klink interessant, né? Goed, kom ons duik in. Om hierdie hele ding te verstaan, moet ons eers kyk na die fondasie, die absolute basis van die stelsel. So, die stelsel se naam is reël 31 en die basis daarvan, dis die 30 letters van die Serviese Cyrilliese alfabet. Nou, stel jou vir 'n oomblik voor, ons neem daai 30 letters en ons pak hulle netjies op 'n reguit lyn, 'n horisontale as, en ons nommer hulle doodeenvoudig van 1 tot by 30. Dis dit? Dis ons fundament. Aan die heel linkerkant, by nommer 1, het ons die letter A. Dis ons beginpunt, die alfa. En heel aan die ander kant, by nommer 30, sit die letter Xi. Dis die einde, die omega. Hierdie twee letters, die begin en die einde, is die ankers vir alles wat volg. Okay, so ons het ons lyn van letters. Maar nou kom ons by die towerkuns, die eintlike geheim, die eenvoudige reël wat hierdie doodgewone lyn van letters verander in 'n diep, betekenisvolle kaart. Dit is, soos julle kan sien, die reël van 31. En die reël self is eintlik ongelooflik eenvoudig. Dit werk so. Jy vat enige letter uit die eerste helfte van die alfabet, tussen 1 en 15, en jy pas dit by sy maatjie aan die ander kant, sy spieelbeeld. As jy dan hulle twee posisienommers bymekaar tel, wel, dan kry jy elke liewe keer dieselfde antwoord, 31. Altyd. Glo my nie? Kom ons kyk. Ons begin sommer by die buitekante. Die heel eerste letter A, wat op posisie 1 is, en die heel laaste een, Sha, op posisie 30. Nou, wat is 1 plus 30? Presies, 31. Dit werk. Ok, volgende een. Kom ons skuif een letter in van elke kant af. Die tweede letter, B, op posisie 2, en die tweede laaste een, J, op posisie 29. 2 plus 29, ja, alweer 31. Sien jy die patroon? En net vir die wis en die onwis, kom ons doen nog een. Die derde letter, W, op posisie 3, plus die derde laaste, Tje, op posisie 28, en jy kan het raai. Die antwoord is weer 31. Dis soos klokslag, elke liewe keer. En dis die ding sien, dis nie toevallig nie, dis die wet van hierdie stelsel. Elke liewe een van die 15 paar letters in hierdie alfabet volg presies dieselfde wiskundige reël. Dis 'n perfekte sisteem. Maar hier's waar dit vir my regtig fascinerend raak. Wat gebeur as ons hierdie syfers, hierdie reël vat en dit visueel maak? Dis waar die getalle skielike prentjie begin skilder. Goed, so hoe teken ons hierdie balans? Dis eintlik heel eenvoudig. Kyk hier, stap 1. Jy kies 'n paar, sê net maar A en S. Die lyn tussen hulle op ons as is die basis. Stap 2. Van daardie basislyn af, trek ons 'n driehoekse punt boontoe tot by 'n hoogte van plus 31. En dan doen ons presies dieselfde onder die lyn. Ons trek 'n spieelbeeldpunt ondertoe tot by minus 31. En wat kry ons dan? 'n Perfekte simmetriese energieveld. Die bronmateriaal gebruik nogal mooi taal hiervoor. Hulle sê, vir elke letterpaar is daar 'n berg bo die lyn en 'n presiese teenoorgestelde afgrond daaronder. 'n Berg en 'n afgrond. Maar dis nie net 'n mooi prentjie nie. Hierdie hele ding is eintlik 'n kaart. En party van hierdie vertikale lyne, die wat deur spesifieke letterpare gevorm word, het 'n baie dieper simboliese betekenis. Dis amper soos landmerke op die kaart. En waar begin mens lees op 'n kaart soos hierdie? Wel, in die middel natuurlik. Kyk na die heel sentraalste paar, M op posisie 15 en N op posisie 16. Hulle is die absolute hart van die stelsel, die spil waarom alles draai. Nou word dit selfs meer spesifiek. Kyk byvoorbeeld na die paar E en I. J is op posisie 7, I op 24. Volgens die stelsel word die getal 7 geassosieer met die dag, positiewe energie. Sy teenoorgestelde maat, I, verteenwoordig dan die nag. So hierdie lyn, hierdie vertikaal, is letterlik die grens tussen dag en nag,
'n balanspunt in tyd. En dit gaan nog verder. Kyk na die paar U op posisie 10 en S op posisie 21. Saam spel hulle die woord is. Dit word dan geïnterpreteer as akroniem vir goed soos innerlike sterkte of essensiële inligting. En as jy dit omdraai, sien, het dit weer 'n ander betekenis. Dis asof die letters self met ons praat. So, ons het die wiskunde, ons het die meetkunde, ons het die simboliek, maar waarin lei dit alles? Wat is die groot finale gevolgtrekking van hierdie hele stelsel? Wel, kom ons kyk. Die wiskunde lieg nie. Onthou, vir elke berg van plus 31 is daar 'n afgrond van minus 31. En as jy plus 31 en minus 31 bymekaar tel, wat kry jy? 0. 'n Perfekte 0. En dit is die kernfilosofie van die hele ding, absolute 0. Dit beteken, vir elke positiewe ding wat bestaan, is daar 'n gelyke en teenoorgestelde negatiewe ding. Die hele stelsel is 'n geslote, gebalanseerde kringloop. Elke aksie het 'n gelyke en teenoorgestelde reaksie. Alles kanselleer mekaar uit, tot by 'n perfekte absolute balans. Die bronmateriaal som dit perfek op. Waar daar 'n berg is daar 'n afgrond. Perfekte absolute balans. Dink daaroor. Die diepste beginsel van dualiteit, weggesteek in 'n alfabet. Maar wag, dis nie al nie. Net wanneer jy dink jy het die hele legkaart uitgefiguur, is daar nog een laaste kinkel. Hierdie hele komplekse stelsel wat ons nou net deurgegaan het, dis blykbaar net een manier om daarna te kyk. Die westerlike kant van die muntstuk, soos hulle sê. Wat sou gebeur as ons die letters in 'n ander patroon rangskik? Miskien nie van links na regs nie, maar van bo na onder. Dan kan heeltemal nuwe patrone en betekenisse na vore kom. En dit los ons met een laaste groot vraag, né? As so 'n dik, elegante patroon van balans weggesteek kan word in iets so doodgewoon soos 'n alfabet, waar anders is dit weggesteek? Waar anders in die wêreld om ons, in die natuur, in musiek, dalk selfs binne in onsself, bestaan hierdie perfekte, gebalanseerde patrone wat net wag vir ons om hulle raak te sien?